So kom ons wees eerlik, die meeste van ons wil die seun van Jakob hê, kan ek 'n amen kry? Maar sonder die mangplek wat hy gehad het. Ons hou nie van om te hoor, daar was 'n mangplek. Ek weet nie of jy daarvan hou om so te loop nie. Kan ek gou sien wie hou daarvan? Jy kry dan later heup en rugprobleme. Of ons wil die nuwe naam hê soos Jakob, maar sonder die hele nag se geveg. Ons wil die ontmoeting met God hê, solank dit net geen merke aan ons gaan los nie. Ja? Is ek nou reg? Is dit waar? Ons stel nie belang in so 'n hele nag se geveg en se gestoei nie. Want as goed wat net merke los op ons. Nou wat los merke? Wat is merke wat gelos word op ons lewe? Ek noem net vir jou 'n paar op. Ek het gister toevallig met 'n man gepraat. My notas sê dit. Hy vertel my van die stikkend en die seer toe sy vrou uitloop op hom oor 'n ander man. Dis 'n merk wat gelos is op sy lewe. Jare terug het ek 'n bekende Springbok rugby speler se sussie geken en sy vertel die storie hoe haar man haar 2 huise onder haar uitgedobbel het. Dit het 'n merk gelos. Merke wat jy dra oor jou kinders so swak of verkeerde besluite, los merke. Jou pa en jou ma wat jou verwoes het, jou uit jou huis uit gejaag het, uit hulle huis uit, het nooit teruggekeer en jy loop met daai seer in jou binneste. Of dalk 'n finansiële ondergang, goed wat met jou gebeur het en jy voel net, dis nie lekker nie. Vriendskappe in die rug gesteek. Kan ek gou sien, is iemand aan die rug gesteek? Nie in Benoni nie, dit gebeur net in ander stede. Die verwerping, die vertroue wat gebreek is, siekte. Die merk wat dit los, 'n ongeluk wat jy in was, of wat jy van gehoor het, die pyn van 'n verlies, 'n ma of 'n pa wat by 'n graf is, dit los merke. Is julle met my? Is julle met my? Ons het 'n familielid wat aan drugs verslaaf geraak het. Ons het gesien die pyn van 'n huisgesin wat opbreek, en die skade wat aan 'n man se lewe gebeur, omdat hy toegelaat het dat hierdie goeders hom begin te wegvat. Moses, kom ons kyk 'n bietjie na die Bybel, hy het moord gepleeg, dit het 'n merk gelos. Samson het geval vir 'n Delilah. Dawid het 'n buiteegtelike seksuele verhouding gehad, het 'n merk gelos, het sy seun verloor. Jona het geweier om na Ninive te gaan, dit het 'n merk gelos op Jona. If you are a Christian, show me your scars. Kyk gou vir iemand langs jou en sê, jy lyk nog steeds mooi met jou skaars. Met jou skaars. Ons almal het merke, ouens. As ons met mekaar moet sit en gesels, dan gaan ons agterkom hoe hierdie goed in ons lewe kom insit het. Maar hier is die waarheid. Jy ontmoet nie die Gees van God en jy bly dan dieselfde nie. Sê tog net dankie tog. Want my man is verander. En ons one-to-one boekie lees ons in Lordship, lees ons van, ons almal wil salvation, ons soek die redding, maar ons wil nie deur die pad, deur die roete van die sy weer gaan. Ons wil nie deur die werk gaan daarvan nie. Ons skans daarvan af weg. Ons praat by onthou van we reach the lost, and once we found you, you found Jesus, dan wil ons jou equip, en as ons jou geëquip het, then we want to see that there's a process that will follow, dat jy moet in 'n plek, in 'n verhouding wees waar jy sê, I want to respond to that call that God is calling me to. Ons wil hemel toe gaan, amen? Sê, amen, kan jy so maak? Maar ons wil nie almal die pad stap in ontmoeting met God nie. Want dan raak hom partykeer so 'n bietjie eina raak. Jakob het sy eie planne gemaak. Gaan lees dit in Genesis 32 tot 35. Hy was 'n skelm haakskeen-gryper, 'n man wat van sy probleme weggehardloop het. Dit beteken sy naam bedrieër. Hy het sy broer se eersgeboortereg ontneem, hy het vir sy blinde pa gejok. Hy het van die huis af weggehardloop, jarelang sy oom Laban om die bos gelei, hom gemanipuleer en toe ook van hom weggehardloop. En hierdie man was 'n professionele bedrieër. Ken julle sulke mense? In 'n ander stad, maar nie hier nie. En toe eendag, alleen, bang, onseker van homself, hy besef half, ek is op die einde, ek het moeilikheid, dis goed wat in my lewe gebeur waarvan ek nie verhou nie. En hy het gehoor, sy broer wat hy beroof het, is op pad om hom dood te maak. Ek sou baie bang geraak het. En daai nag, toe ontmoet hy God. En God verskyn altyd op die plek waar hy hom nodig het, maar hy verskyn soos hy wil.
Baie belangrik, dit was die gees van God wat met Jakob gestoei het, omdat Jakob sy keuse gemaak het om met God te stoei. En dis waar sy naam verander, en daardie ontmoeting het alles verander, en dis waar ons dit die eerste plek mis. Die eerste les wat ek wil hê jy moet net vanoggend hoor is, om vir jouself te sê, ek gaan toelaat, dat God met my stoei. Baie van ons wil net weghardloop, ons hou nie van daai harde crunch oomblik, van daai harde werklikheid, daai harde realiteit wat oopgemaak word nie. Maar hier is die absolute waarheid van wat die Heilige Gees in ons daaglikse lewe wil verander, soos wat ons dit sien uit die Jakob geveg, uit die Jakob stoei geveg. Die eerste een is die Heilige Gees verander hoe jy jou vrese hanteer. Was julle al bang? Kan ek gou eerlik aan sien, wie het al iets gevrees? 'n situasie, omstandigheid, finansiële stories, kom steek jou hand op, baie meer. Ek moet julle gou hierdie storie vertel uit my huis uit. 4-5 weke terug sê ek, ons gaan nie stres oor die brandstof nie. Onthou julle ek het dit gesê? Onthou julle? Was julle nie? En ek sê so 2 weke terug, ek hoor die brandstofprys gaan op met R6 en dis verskriklik. En my seun sê vir my, you said, from the pulpit, we're not gonna worry. Okay, thou shall not worry. Ek vat jou gou na Saul en Dawid toe. Saul, die Heilige Gees sê die woord het oor hom gekom. Hy was die koning. Hy was vreesloos gewees. Ek ken sekere mense wat vreesloos lewe. Jy kan net sien hulle hele manier, hulle hele demeanor hulle is vreesloos. Die woord sê van Saul, hy het verander in karakter. En toe later in sy lewe, toe het hy die opinie van mense begin te ag bo die opinie van God. En die woord sê, toe verloor hy God se gees. Toe verloor hy God se gees. Die woord sê, toe onttrek God sy gees van hom af weg. So Saul verloor God se gees. Ouens, dis seker een van die verskriklikste plekke om te weet, ek het die gees van God verloor. Ek kan nie meer met dit operate nie. Die gees van God het my verlaat. En Saul bevind hom by daai plek. En toe God sy gees van hom onttrek, van daaraf het hy met vrees begin te regeer. Kan jy dink, jy's vreesloos, maar dan begin jy met vrees te regeer. Dan, hy het altyd die opinie van mense hoor, begin te ag die opinie van mense. Saul was veronderstel om eintlik vir Goliat dood te gemaak het. Maar die woord sê, hy het weggekruip in sy tent. Joh, ouens, jy's so ver weg van dit wat God vir jou in gedagte gehad het, dat jy weghardloop en jy gaan kruip weg soos 'n luis. Dawid, die teenoorgestelde, hy spandeer tyd saam met God. Hy spandeer tyd op sy harp. Joh, ons was gister by 'n troue en hy man speel op die harp. En ek het net by hom gaan staan en ek het net in 'n oomblik, hy speel anderal en 'n ander goed, ander liedjies, maar ek het net myself ingedink hoe dit moes wees toe Dawid voor God net hierdie harp speel. En die woord sê, Dawid was voortdurend in aanbidding, besig met aanbidding met God. Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament is hier 'n konsep wat ons sien waarin ons in vasgevang word, hoe God net aanbidding hoog ag. Dawid was vreesloos omdat die gees van God by hom was. Kan jy dink hoe verander jou en my lewe wanneer die gees van God ons beetpak en ons kom agter, ek stap nie meer in myself as vol van opinies van ander mense nie. Ek stap in God omdat die gees van God my kom verander. Jakob se storie, hy gaan 'n Esau ontmoet, die broer wat hy beroof het, die broer wat gesweer het om hom dood te maak. Hy's baie bang. Ons sê eintlik aan Afrikaans, ek is nie doodbang, ek is, help my, ek is vrek bang. Ja. Hy verdeel sy kamp, hy doen alles wat hy moontlik kan om hierdie hele situasie te kon red. Maar die nag voor die ontmoeting, toe kom God. Ek dank God dat hy opdaag wanneer ons hom nodig het. Kan jy saamstem daarmee?
En dalk sit jy vanoggend en sê, Here, maar ek voel nie het al opgedag in my situasie nie. Ek kan nie sien dat God daar is nie. Luister, die feit dat jy vanoggend hier is, wil ek vir jou sê, God reeds opgedag. En God het nie vir hom gesê, ag, weet jy wat, ou Jakob, jy moet nie bekommer wees nie. Ek gaan Esau vir jou laat verdwyn. Hoeveel het al gebid, ag Here, vat net daai ou uit my lewe uit. Ek praat van jou man of jou vrou nie. Ag Here, daai werkgewer, wil U hom nie net skuif nie? Nee. Ag Here, wil U nie net hierdie situasie net by my laat verbygaan nie? Nee. God kom nie en hy verander Jakob se oomblik nie. Jakob stoei met God en hy het die ontmoeting met God en God verander sy naam. Die Gees kalmeer nie altyd die storm nie. Hy maak nie die storm noodwendig net altyd stil wat ons wil hê, wat ons 1 keer of 2 keer sien van Jesus nie. Hy kalmeer die man in die storm. Hy kalmeer jou in jou storm. Wanneer die Gees van God van jou besit neem, dan stap jy in die situasie en jy sê, Here, dankie, U het my storm, U het my in my storm kom verander. Die Heilige Gees maak ons storms anders. Jy ken daardie vrees wat jy al lank dra, vrees vir mislukking, verwerping, om nie goed genoeg te wees nie, die diagnose wat jy verwag wat die dokter vir oor jy moet uitspreek, daardie gesprek wat jy al maande lank vermy, dra jou merke met trots. God het nie vir Jakob 'n mankplek gegee dat hy moes skaam wees daaroor en wanneer hy by mense kom probeer hy normaal lyk nie. Hy het mank geloop. Hoe dit ook al vir jou sou wees as jy mank loop. Daar's merke in jou lewe wat goed gebeur het en ons probeer om daardie goed weg te steek want ons kry skaam daaroor. Daar is nie 'n manier wat Jakob skaam was oor die mankplek in sy liggaam nie. Sy mankplek het hom gevat na 'n gesonde plek. Sy mankplek het hom laat verstaan. Ek het nie nodig om weg te skans nie. Moses, toe God hom roep, verwys hy nie een keer terug na sy moord wat hy gepleeg het nie. Want wanneer jy voor God staan, dan kom God en hy kyk na jou en hy sê, ek kyk na jou oor jy Moses is. God kyk na jou oor wie jy is. God kyk nie na jou deur die bril en deur die goed van wat in jou verlede gebeur het nie. Maar daai mankplek sit in jou en deur daai bril kyk God na jou en dan sê hy vir jou, onthou jy daai plek, onthou jy waar jy was. En dan wanneer jy dit begin te besef oor hoe groot en hoe goed God is, dan verwyder die Heilige Gees nie die situasie nie. In plaas daarvan fluister in die oor en hy sê, jy's nie meer 'n bedrieger nie, jy's nou kind van God. In plaas van angs sê hy, jy hoef nie meer angsvallig te wees nie, ek gaan vir jou voorsien. Jy's nie alleen nie, wanneer jy voel jy's alleen nie, is nie alleen nie, hy sê ek sal jou nooit verlaat nie. Jy staar dieselfde uitdagings in die gesig, die vrees verdwyn nie, maar die vrees definieer jou nie meer nie. Is jy met my? Ek het al gesien hoe mense verander. Iemand het vir hom gesê, ek kan nie preek nie. En hoe preek hy 'n hond uit 'n bos uit? Weet julle van wie ek praat? Van ons eie Pastor Sean McGregor. Klap vir hom hande, man. Awesome. Salute you. Ja. Luister, as goed wat die vyand vir jou kom vertel en jy sit met 'n mankplek in jou liggaam, jy sit met 'n gebrek, jy sit met 'n seerplek, jy sit met 'n skaar en die duiwel wil kom en hy wil heeltyd vir jou sê, maar onthou jy daai? God kyk na jou en hy sê, nee, ek het jou anders te kom maak. Timoteus 1:7 sê, God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wanneer die Gees kom, dan verdwyn vrees nie. Maar dit definieer jou nie meer nie. Jy stap jou Esau oomblik binne en jy besef ek het met God gestoei. En omdat ek by God was, maak dit my anders. Is daar iemand wat wil sê amen? Dis nie arrogansie nie ons, dis die Gees van God. Die Heilige Gees verander hoe jy loop. Seëninge laat merke. Ons ken nou Jakob se storie. Hy het gestap met hierdie mankplek. Maar as jy mank is, maak dit jou nie sterker nie. Maak jou eintlik swakker. Jy het 'n merk, jy loop mank, maar jy's nader aan God deur sy Gees.
Come on. Kan ek gou sien, een of twee eerlike hande? As jy merke dra, as jy mangplekke het, goed wat in jou lewe gebeur het, kan jy gou jou hand opsteek? Hou gou jou hand op. Kyk maar rond. Ons almal gaan deur dit. Die seun van Jakob het deur sy mangplek gekom. Sy loop was nooit weer dieselfde nie. Sy loop was swakker en almal kon dit sien. Ek wil jou uitnooi na 'n plek toe vanoggend wat jy jou mangplek nie probeer wegsteek nie, maar wat jy vir mense begin te sê, kom kyk na my mangplek. Ek is broos, ek is oop, ek is eerlik. Ek het 'n seerplek. Maar as jy jou seerplek wat 'n gesonde plek word vir dit wat God in jou lewe wil doen. Jou swakheid, jou bitter water was dalk net om te sê, 'n vriend van my sê nou dag vir my, hy's 'n pastoor, hy sê toe hy eendag met die Here praat oor sy siekte, toe sê die Here vir hom, it's to keep you close to me, my son. Ek dink ons mangplek word ons gesonde plek, word ons plek wat ons dan kies om na God toe te gaan, want ons besef ek het God so nodig. Ek het God nodig. Ek het God elke dag nodig. Jakob, die bedrieër, slimheid, hy het nou mank geloop. Hy kon nie meer hardloop nie, hy kon nie meer wegkruip nie. Elke tree vertel die waarheid. Dit sê eintlik hy het iemand ontmoet. Die Heilige Gees verander jou manier van doen. Jy hou op om almal te probeer beïndruk. Dis wanneer die Gees van God in jou is. Het nie nodig om te impress nie. Jy is wie jy is. Is dit nie amazing hoe God deur sy Heilige Gees instap en dan sê, ek kom vat nou daai mangplek van jou en ek kom maak dit vir jou mooi. Dat wanneer ander mense na jou skaar kyk, na jou seer kyk, dat hulle deur dit na God toe draai. Dit wat vir jou pyn, dit wat vir jou eina, dit wat vir jou seer is, kom vat God vanoggend en hy sê, ek kom verander dit. Hoekom? Omdat jy deur genade aangeraak is. Jy probeer nie bewys wie jy is of wat jy is nie. Jy weet net jy is geliefd deur God. Henry Nouwen sê, God never leaves us alone in our weakness. He touches us where we are most vulnerable and makes that very place the source of our strength. The wound becomes the witness. Die Gees genees nie deur jou seer weg te steek nie. Die Heilige Gees genees deur dit te gebruik. Dink jy moet na 'n plek toe net beweeg waar jy sê, Here, dankie vir my skaars. Dankie vir die plekke waar ek voel ek was in 'n worstelstryd met God. Dankie vir die plek wat ek voel, Here, daar was dit 'n verskriklike tyd of oomblik in my lewe. God kom eintlik na jou toe en hy sê, ek wil dit gebruik. Toe die Gees van God oor Jakob kom, het hom nie 'n groot geloof gegee nie. Hy het hom 'n mangplek gegee, want 'n mangplek het hom na 'n eerlike plek toe gevat. Sy mangplek sê, ek was iewers het God my ontmoet, het sy Gees oor my gekom, en ek het nie meer nodig om voor te gee nie. Die Heilige Gees verander jou loop, nie deur elke hindernis te verwyder nie, maar deur elke seer te gebruik, sodat sy naam verheerlik word. Daardie vrees wat jy gehad het vir verwerping, word nou 'n plek van sagmoediging. Daardie vorige mislukking, nou maak dit 'n plek oop vernederig te wees voor God, dat hy jou kan gebruik om ander te help. Daar is swakheid wat jy mee weggekruip het, die Gees raak dit aan, en skielik word dit die ding wat God gebruik om te bewys, hy is werklik. Want 'n mankende mens weet hy het God nodig met elke tree. Kan ek gou sien, het jy God nodig? Het jy God nodig in jou seerplek, in jou eina plek? Nie meer nodig om voor te gee of iets te probeer bewys nie. Galasiërs 5:25 sê, ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal.
om jou leefstyl te bepaal deur die Heilige Gees van God, beteken jy hardloop nie meer weg van God af nie, maar jy loop met 'n mankplek na God en jy sê, Here, ek weet wie jy is en ek weet hoe jy self in my lewe geopenbaar het. Kom net na God toe terug en sê, Here, ek aanvaar dit. Ek is nie meer kwaad vir God, ek is nie meer kwaad vir mense, ek is nie meer kwaad en ek loop met hierdie bitterheid en seer en pyn in my binneste rond nie. Ek besef my mankplek word eintlik my sterkplek, my seerplek word eintlik 'n plek waar God in verheerlik word. Laaste punt, die Heilige Gees verander jou toekoms deur jou verlede 'n nuwe naam te gee. Wat was Jakob se strategie? Elke keer as daar moeilikheid kom, dan dink hy hierdie slim plan uit. Hy was 'n absolute strateeg gewees. En as hy met sy strategiese planne na vore kom, dan kom hy weer uit die moeilikheid uit. En oënskynlik lyk dit elke keer asof hy wen. Paar jaar, baie jare, het dit gelyk asof hy wen met sy Esau, met sy pa, met Laban, sy oom. Dit het gelyk asof hy wen. Tot op 'n dag wat hy agtergekom het, nou is ek uitgevang. God kom deur sy Heilige Gees en hy gee vir hom 'n nuwe droom. Ons drome wat ons leef en die droom wat God ons gegee het vir wie ons moet wees, is baie keer soos hierdie mooi roos. Maar wanneer die vyand kom en hy kom verbreek ons dan, hy kom mors met ons, dan verloor ons hierdie droom wat God gehad het. Dan val hierdie droom uit ons lewe uit. En dit alles crumble, dit alles word verwoes. Ons kyk na onsself en ons kan nie meer wees dit wat ons graag wou wees voor God nie. Ek wil vir jou vanoggend vra of jy wil toelaat dat God net weer jou droom wat hy oor jou gehad het, of hy dit weer nuut kan maak. Want wanneer God jou droom weer nuut maak, dan is jy weer 'n roos wat oopgaan, 'n roos wat God kan gebruik, 'n roos wat kan wees wat God wil hê jy moet wees. Jou drome was nie vernietig die dag toe die vyand die oorhand gekry het nie. God het eintlik maar net in aksie gekom. God het in beweging gekom om vir die vyand te wys, jy's 'n uitklophou gegee. Daai wat gebeur het aan die kruisvoet van Golgotha? Jesus sterf vir ons, en toe hy opstaan, verheerlikte liggaam, volmaak, daar staan hy op uit die graf, hier is hy tussen sy disippels, maar weet jy wat? Hy het tog steeds die merk aan sy hande gehad. Hy het tog steeds die wond in sy sy gehad. Ek dink hy het tog steeds die doringkroon merke gehad wat aan sy kop gedruk was, sodat die bloed kon oorloop oor sy gesig. En met daai seer, met daai skaars, met daai merke kom hy en hy sê, ek wil jou bedien. Weet jy, God kyk na jou merke, na jou seer, na jou skaars wat jy dra, en God sê vanoggend vir jou deur dit, ek wil jou droom weer laat lewendig word. Ek wil hê jy moet met jou mankplek wat jy inloop, met jou seerplek wat jy inloop, moet jy weer na 'n plek toe skuif wat jy vanoggend sê, Here, ek gee u weer die kans in my lewe, dat God verheerlik kan word. Dis drome wat in hierdie gebou vanoggend is, wat vernietig is, oor die werk van die vyand. En God kyk vanoggend na jou en hy sê, ek wil jou drome weer laat gesond word. Ek wil jou laat gesond word. Ek wil jy moet na jou mankplek kyk, na jou seerplek kyk, en jy moet uit dit uit opstaan en sê, Here, ek is weer wat God wil hê ek moet wees. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek het nodig dat u weer iets nuuts in my sal laat opstaan. Die bedrieger, die verdringer, die manipuleerder, die akskiengryper, ek wil hê jy moet my naam weer verander. Die een wat kan sê, ek het met God gestoei. Moenie weghardloop nie. Kom na God toe. Moenie gaan wegkruip in jou tent nie. Hardloop na God toe. Weet jy wat wil ek van jou sê vanoggend? Ek loop eerder mank. En ek was by God. As wat ek mank loop oor my eie foute en my eie dom goed wat ek aangevang het. En ek was nie by God nie. En God kom nooi jou vanoggend. God kom sê, kom net terug. Kom net terug na 'n plek toe waar jy weer gaan beleef en gaan sien wie ek is. Laat jy kan sê, ek is regtig vry. God het my vrygemaak.
kom net by 'n plek uit vanmôre waar jy sê, Here, ek hou op om weg te hardloop en al kos dit dat ek 'n mangplek in my lewe moes gehad het oor goed wat gebeur het, dan staan ek vanoggend op en ek sê, my mangplek behoort aan die Here. My skaar is tot eer van God. Maak jou oë gou toe asseblief. As jy vanoggend sit en jy sê, Here, ek wil weer gesond word. Ek wil weer na 'n plek toe skuif waar ek kan sê, ek is gesond oor dit wat God in my lewe gedoen het. Steek net gou jou hand op. Dankie. Steek gou jou hand op. Hou net jou hand op. Steek gou jou hand op. Sê, Here, ek kom vanoggend. Ek draai vanoggend. Ek hardloop vanoggend terug. Ek soek my ontmoeting met God. Nog iemand. Ek gaan 'n laaste keer vir jou kans gee. Jy seker goeie 50, 60 hande wat opgaan het. Wil jou hand nog opsteek? Steek gou jou hand op. Dankie. Here, ek kom verklaar vanoggend dat 'n mangplek nie vir ons iets is om oor skaam te wees nie, maar dat ons sal terugkyk en sal sê, daar het ek God ontmoet. Deur my skaar, deur my verlede, deur 'n ding wat ek aangevang het, gebruik God dit vanoggend en God sê, jy's nou naby aan my. Ons sal vir ewig daai mangplek dra, ons sal vir ewig met dit loop, maar ons sien, ons beleef, ons ervaar vanoggend hoe God instap in ons lewe en U kom sê, ek kom verander alles, ek kom maak jou nuut. En wanneer jy nuut is, wanneer jy vry is, wanneer jy herskep is in my, Here, dis in daai plek wat ons vanoggend besef, die Heilige Gees het my lewe kom verander. Ek kom gee aan U lof vanoggend, Here, vir mense wat net kan sê, ek is vry, want God het my vrygemaak. Ek is vry, want God het my vrygemaak. Kan ek vra dat ons hele gehoor net opstaan asseblief? Lig het jou hande saam met my so in die lig en waai net so en sê, Here, ek is vry. Kom sê dit saam met my. Ek is vry. Sê dit saam, ek is vry. Ek is vry want Christus maak my vry. Here, ek roep dit uit dat ons 'n verloste kerk sal wees. Ek roep dit uit, Here, al het ons 'n mangplek in ons lewe, al het ons seer goed in ons lewe, al het daar skaars in ons lewe gebeur, dat ons vanoggend kan sê, ek is vry, want God het my vrygemaak. Here, ek verklaar dit vanmôre oor hierdie gehoor, dat elkeen wat vanmôre hier is sal kan sê, die goed van die verlede, die seer, die bitter, die pyn, die ongemak, die skande, die verleentheid is nie meer nie, want God stap in deur sy Gees en God sê, ek gee jou 'n nuwe naam, ek wek jou op, ek roep jou op, sodat jy jou droom sal uitleef, dit wat ek oor jou in gedagte gehad het. Dankie Here vir 'n gemeente. En Onthou Familiekerk, mense wat saam luister op YouTube. Ek bid vanoggend, Here, dat mense sal sê, my lewe is verander. Because He lives, I can face tomorrow. En Here, ons kyk uit na dit wat God wil doen, omdat elkeen van ons vry is. In Jesus naam. Amen. Gee die Here 'n groot lofoffer. Dankie Here. Amen.